die vreemde ou man. Stefan sit op sy bed, moedeloos, wanhoopig. Die vrou wat hy die diepste in die lewe bemin het, wat hy vir 15 jaar sy vrou kon noem, en by wie hy 2 kinders, 'n dogter en 'n seun gehad het hom vir 'n ander man verlaat. Uit die bloute, totaal en al onverwags. Hy staar voor hom uit. Die gedagte dat hy sy toekoms nou alleen moet aanpak, sonder haar en die kinders wat hy so innig liefhet, is amper meer as wat hy kan verdra. Hy word skielik uit die herinneringe van die grootste nagmerrie oomblik in sy lewe teruggeruk, toe hy bewus raak van die klop aan die voordeur. Hy kyk op sy polshorlosie. Hy oorweeg vir 'n oomblik of hy die deur sal oopmaak. Is daar krag in sy siel om nou met iemand 'n gesprek aan te knoop? Dit is moeilik genoeg om net kop bo water te hou. Die eise van onderhoud betaal, eie finansiële behoeftes, die stryd om na die pyn van 'n gebroke huwelik aan te beweeg. Die geklop hou aan. Hy lig sy lyf stadig van die bed af op en maak die deur oop. 'n ou man met vriendelike blou oë, woeste grys hare, oudmodiese klere, kompleet met kruisbande, staan voor hom. Goeienaand, ek hoop nie ek pla nie. Ek wou net kom kennis maak. My naam is Albert. Ek wou jou al lankal nooi om by my te kom eet. Lankal al gesien hoe jy in die aande stoksiel alleen hier aankom. Ek hoor by die woonstel opsigter dat jou naam Stefan is. Is ek reg? Stefan styer amper agteroor deur die stortvloed van woorde uit die ou man se mond. Sprakeloos. Maar vreemd genoeg voel hy asof hy die ou man alreeds ken, vertroud met sy teenwoordigheid is. Dalk het hy al verby hom geloop, met hom gepraat en net daarvan vergeet. Sy brein is immers nie meer wat dit voorheen was nie. Weereens kyk hy op sy polshorlosie. Jy kan nou dadelik kom. Die kos is eintlik alreeds gereed. Ek het geweet ek moet dit reghou. Ons kan sommer lekker gesels oor enigiets. Die rustigheid op die ou man se gesig het terstond 'n diep uitwerking op die onstuimigheid, wanhoop in sy gemoed. Hy staar die ou man aan en voor hy homself kan keer, knik hy sy kop moeg, gryp sy baadjie, foon en voordeursleutel en trek die deur agter hom toe. Vir die res van die aand gesels hy en die ou man asof hulle al vir jare vertrouelinge is. Vertel hom van sy gebrokenheid, die pynlike ervarings waardeur hy tans gaan, terwyl die ou man net stil sit en luister.
Albert sit sy geplooide hande rondom een van Stefan. Strek effe vorentoe en boor met blou oë tot in sy diepste siel. Luister na my, Stefan, en glo my wat ek nou vir jou gaan sê. Jy gaan herstel, weer lief hê, en nooit weer dieselfde ervaring beleef nie. Dis asof daar 'n ton van hoop op daardie oomblik in sy diepste wese ingegiet word. 'n eenvoudige paar woorde, maar gesaghebbend, lewensveranderend. Hy staan later van die tafel af op, meer as net versadig aan kos. Albert, ek sal nooit kan verduidelik wat hierdie aand vir my beteken het nie. Ek voel die beste as wat ek in jare gevoel het. Kan amper nie glo dat een ete afspraak so impak kan hê nie. Hierdie keer is dit Stefan wat die ou man sy hand vashou. Sag, warm. O, voor jy gaan, hier is 'n klein geskenkie vir jou. Sommer net om jou te herinner dat jy nooit werklik alleen sal wees nie. Daar sal altyd die wees wat by jou is, al sal jy hulle nie altyd noodwendig raak sien nie. Hy draai om, haal 'n houtkusie uit 'n hoë boekrak en oorhandig dit. Moenie dit nou oopmaak nie, eers as jy in jou woonstel is. Dalk is daar 'n verrassing daarin. Wie weet? Daar is 'n vreemde sprankel en misterieuse glans op die ou man se gesig. Stefan aanvaar die geskenk met beide hande. Baie dankie. Dit was nou regtig nie nodig nie, maar ek waardeer dit opreg. Hierdie aand het die wêreld vir my beteken. Daar is ewe skielik 'n erns op die ou man se gesig. Onthou wat ek vir jou gesê het. Sal jy? Stefan knik. Ja, ek sal. Glo my maar. Hy maak later die houtkusie in sy woonstel oop en sien 'n hoop opgerolde note voor hom, vasgemaak met 'n dun, goue lint. Hy loop terug na die woonstel van die ou man. Hierdie was regtig 'n baie onverwagte geskenk. Hy klop en klop, maar niemand maak oop nie. Hy sien die ligte binne in brand, maar die woonstel is leeg, dol leeg. Absoluut niks om te sien nie. Hy bel die woonstelopsigter om navraag te doen. Wat hy gaan vra, weet hy nie eens nie. Sy gedagtes in 'n totale warboel. Nee, meneer, ek het geen idee waarvan jy praat nie. Daardie woonstel staan al vir die laaste 3 jaar leeg. Niemand het gedurende daardie tyd daar gewoon nie. Is jy seker jy het jou feite reg? 'n Ou man wie se naam Albert is. Hier woon net jong mense. Geen pensionaris, hoegenaamd nie. Stefan sak op die enigste sitkamerbank neer.
Een ding weet hy verseker. Hierdie was 'n afspraak, 'n ervaring wat hy nooit sal vergeet, solank hy lewe nie. 'n Lewensveranderende afspraak wat sy hart met moed, hoop en krag vir die toekoms gevul het. It is good to know you have friends in high places.